Rigters, hoofstuk 18. Gedurende hierdie tyd het Israel nog nie 'n koning gehad nie. En die stam van Dan het ook nog nie grondgebied gehad as hulle erflike besitting nie, want tussen die res van Israel was daar nie erfgrond wat aan hulle gegee kon word volgens die lot nie. Daarop het die stam van Dan 5 dapper manne uit die stam gekies en hulle gestuur om die land verder te verken met die opdrag: julle moet die land goed deurkyk. Hulle was van Sora en Eshtaol. Hulle het by Micha se huis, wat in die bergwêreld van Efraim was, aangekom en die nag daar oorgeslaap. Toe hulle by sy huis aankom, het hulle die jong Lewiet se stem gehoor en dit herken. Toe vra hulle vir hom: hoe het jy hier beland? Wie het jou gestuur? Wat doen jy nou eintlik hier? En hy antwoord hulle: dit is eintlik alles aan Micha te danke wat my gehuur het om sy priester te wees. En hulle vra: sal jy nie asseblief vir God raadpleeg en uitvind of ons sending suksesvol gaan wees nie? Die priester het hulle geantwoord: julle kan rustig wees, want die Here is saam met julle op hierdie sending. Vandaar het hulle vertrek na Laias. Die inwoners daar was Sidoniërs en van nature baie kalm en rustige mense. Ook was daar geen bedreigings vir die land van enige kant af nie. Alhoewel hulle baie ver van die ander Sidoniërs af was, het hulle ook nie met ander mense gemeng nie. Terug by Sora en Eshtaol vra hulle stamgenote: en hoe het die sending afgeloop? Waarop hulle antwoord: ons kan maar gereed maak en daarheen optrek. Die wêreld daar is baie vrugbaar. Laat ons gou maak en daardie gebied in besit neem. Julle sal sien, dit is 'n lekker groot gebied en die mense daar is kalm en rustig. Ja, God gee dit beslis in ons hand. Daar is werklik nie 'n tekort aan enigiets daar nie. 600 dapper manne uit die stam van Dan het ten volle gewapen vanuit Sora en Eshtaol vertrek. Daar agter Kirjat Jearim aan die weste kant het hulle kamp opgeslaan. Vandag nog word daardie plek Magane Dan genoem, wat Dan se kamp beteken. Vandaar het hulle getrek in die rigting van die bergwêreld van Efraim tot by Micha se huis. Toe sê die manne wat die gebied eers verken het vir die res van die manne: besef julle dat daar 'n skouerkleed, huisgode, asook 'n gegote beeld in hierdie plek is. Doen dan wat julle moet doen. Toe draai hulle af daarheen en gaan reguit na die jong Lewiet wat in Micha se huis gewoon het en vra hom hoe dit gaan. Die ander 600 manne uit die stam van Dan het egter buite by die poortdeure bly staan. Die 5 wat as verkenners opgetree het die huis binne gegaan en die gesneede beeld, die gegote beeld, die huisgode en die skouerkleed gevat. Op daardie stadium het die priester buite by die poort by die ander 600 man gestaan. Toe die priester sien wat hulle doen deur al die goed te vat, vra hy: wat vang julle nou aan? En hulle antwoord: wees stil en hou 'n vinger op jou lippe. Kom saam met ons en dan is jy 'n vader en priester vir ons. Dink net watter een is die beste, om die priester te wees vir een man se huis of vir 'n hele stam in Israel? Dit het die priester baie opgewonde gelaat. Toe vat hy die skouerkleed, huisgode en gesneede beeld en gaan saam met die manne. Hulle het verder pad langs getrek. Heel aan die voorpunt het die kinders met die vee en hulle besittings getrek. Toe die stam van Dan al 'n hele end pad getrek het, is die manne in die omgewing van Micha se huis byeengeroep en het hulle agterna gesit. Met die inhaalslag het hulle uitgeroep na die stam van Dan, wat omgekyk het en vir Micha gevra het: wat gaan met jou aan dat jy hierdie klomp mense teen ons opgeroep het? En Micha antwoord: julle het sowaar my priester en die gode wat ek vir myself gemaak het gevat. Wat bly dan nou vir my oor? En dan vra julle nog, wat gaan aan met jou? En die stam van Dan antwoord: jy beter nie so met ons praat nie. Hier is moeilike manne tussen ons, en net nou maak hulle jou en jou huisgesin dood. Micha het besef dat hulle baie meer manne vir die geveg het as hy, en het liewer omgedraai huis toe, terwyl die stam van Dan verder getrek het. Die priester en die goed wat Micha gemaak het, het hulle saam met hulle na Laias gevat. Hulle het die kalm en rustige inwoners van die stad met die swaard om die lewe gebring en toe die stad aan die brand gesteek.
Omdat die stad so ver van Sidon afgeleë is, en omdat hulle nie met ander mense gemeng het nie, was daar niemand wat hulle kon red nie. Die stad is geleë in die Bet-Regob-vallei. Toe herbou die stam van Dan weer die stad en gaan woon daarin. Laius is toe hernoem na hulle stamvader Dan, die seun van Israel. Daar het hulle vir hulle die gesneede beeld opgerig. Jonathan, die seun van Gersom en kleinseun van Moses, het opgetree as priester vir die stam van Dan. Tot en met die ballingskap het sy nageslag nog in die amp gestaan. En gedurende die tyd wat die huis van die Here in Silo was, het die stam van Dan hulle neergebuig voor die gesneede beeld van Micha.